Welkom by Wiskunde met Hildegard. Vandag kyk ons na vraag 7 van die NSS 2024 vraestel 1. Onthou om te subscribe indien jy nog nie het nie. Ok, hierdie is 'n finansiële wiskunde vraag, waar Mary se grootouers vir haar R5000 op haar verjaarsdag, haar geboortedag gegee het, en die rekening verdien rente teen 6,8% per jaar kwartaalliks saamgestel, en nou moet ons bepaal hoeveel geld sy gaan hê in die rekening op haar 16de verjaarsdag. So, ons gaan op jou formuleblad, gaan ons hierdie formule gebruik. Dit is die formule vir saamgestelde rente. Okay. En ons gaan al die inligting invul, en dan gaan ons jou sakrekenaar gebruik. Ok, so, dit gaan wees A is gelyk aan, die P-waarde is die bedrag wat ons insit, so dit is 5000, en dit is dan net hier 1 plus, ons rentekoers is 6,8, so 6,8 gedeel deur, nou moet ons onthou dat ons dit per kwartaal saamstel. So, kwartaalliks is 4 keer. Is 4 keer. Per jaar. So, ons gaan hê 6,8 gedeel deur 100. Alles gedeel deur hoeveel kwartale daar is. En onthou, ons stel dit kwartaalliks, dit is 'n kwartaallikse ding, so ons gaan dit deel deur 4, en nou, jou hoeveelheid jare gaan wees 16, maar ons moet dit maal met 4. En nou gaan ons dit alles op jou sakrekenaar intik, en jy gaan 'n finale antwoord kry van 14 in rand 14.706,56. Onthou om af te rond tot by 2 desimale. Ok. In vraag 7.2 het ons 'n drukker wat na 4 jaar die helfte van sy oorspronklike waarde is, en ons moet bepaal wat die koers is waarteen die waarde van die drukker gedurende die tydperk gedepresieer het, indien waardevermindering volgens die regheidlyn metode gebruik is. So, ons gaan, dit is enkelvoudige rente, so ons gebruik hierdie formule, en ons kan verder sê, ons het aan die begin gehad 2x, ons gaan, ons A-waarde gaan x wees, en dan het ons 1 minus, n is die aantal jare, so is 4i, en nou los ons net op vir i, so dan kry ons 'n half, die x'e gaan net uitkanseleer, so dis maar net 'n plekhouer, 1 minus 4i, en dan kry ons dat i gelyk is aan 1 op 8, so R, die rentekoers, is 12,5%, is wat die drukker gedepresieer het oor die loop van 4 jaar. Dat is so. In vraag 7.3 het SEPO op 1 Maart 2022 'n lening van R100,000 bekom teen 'n rentekoers van 13,5% maandeliks saamgestel. SEPO het onderneem om die lening oor 5 jaar vanaf 1 April 2022 met maandelikse paemente van R2300,98 terug te betaal. Ok, so ons gaan maandelikse paemente moet gebruik in hierdie vraag.
Ok, die eerste vraag is om te bepaal wat die totale rente is wat hy oor die 5 jaar sal betaal. So, hy het al reeds betaal die rand 2398 sent en ons gaan dit maal met die 60 en dit kom vanaf 5 maal 12 want dit is vir 5 jaar lang en elke maand moet hy dit betaal en dit gaan dan vir ons gee rand 138.058.80 sent. So, dan is die rente wat hy moet betaal gelyk aan die 138.058 rand 138.058,80 minus die 100.000 wat hy geleen het by die bank. En dit gee vir ons rand 38.058.80 wat hy nog moet dit is die totale rente wat hy oor die verloop van 5 jaar sal moet betaal. Okay. In vraag 7.3.2 op 1 Maart 2024 het Tsepo sy maandelikse paaiement en 'n addisionele R20.000 betaal. Hy gaan daarna voort om die oorspronklike maandelikse paaiement te betaal. En nou moet ons uitwerk hoeveel vroeër Tsepo die lening sal terugbetaal. So om dit uit te werk, gaan ons eers die balans moet uitwerk na 2 jaar. En dit is hoe ons dit gaan doen. Ons gaan hierdie formule gebruik wat op jou formuleblad is. Dit is die formule vir paaimente. So, ons gaan sê dit is P is gelyk aan. Ons is gegee dat die maandelikse paaimente R2398 is. So, ons gaan dit in X se plek in vervang. En dan het ons net die formule 1 plus 13.5 op 100. Dit is maandeliks saamgestel, so dit is gedeel deur 12 tot die mag minus n. So hoeveel periodes gaan ons hê? Wel, ons gaan 12 maal 3 periodes hê. Want dit is 3 jaar wat ons nou geneem het. Okay. En ons gaan dit deel deur die rente. So 13.5 gedeel deur 100 gedeel deur 12. En dit gee vir ons 'n finale antwoord van rand 76.804.94 sent. So dit is wat die balans is na 2 jaar. Maar nou moet ons uitwerk hoeveel geld is oor wat hy nog skuld om te betaal. Okay, so dit gaan dan wees rand 76.804.94 sent minus daai 20.000 wat hy ekstra ingesit het. En dan gaan ons kry rand 47.804.94 sent. Okay. Nou gaan ons weer die paaiement formule gebruik, maar hierdie keer gaan ons uitwerk hoeveel maande ons gaan gebruik om daardie bedrag te kry. Okay. So ons gaan sê P is gelyk aan X
Dit is weer hierdie formule, minus 1 plus I, tot die mag minus N. Ons wil nou minus N hê, gedeel deur I. Ok, so ons gaan nou hier invul 47.804.94 vir my P-waarde, en my X-waarde bly 2300 en 98 cent, en dan is hierdie 1 minus 1 plus I, my I is onthou 13.5 op 100, alles gedeel deur 12, en ons wil minus N uitwerk. En dit is nog steeds op 13.5 op 100 op 12. Ok. En nou gaan jy vir N moet oplos. Jy gaan log moet gebruik, net 'n waarskuwing vir die van julle wat baie hou van logs. Julle gaan dit moet gebruik. So dan gaan ons kry 0.766 is, onthou ons maal net alles oor en kry hierdie gedeelte op sy eie. Ok, so dit gaan dan wees 0.766 is gelyk aan 1.01125 tot die mag minus N. So dan gaan ons kry, so wat ek hou daarvan om te doen met logs, is om dit te skryf as 1. Om net die volgorde om te ruil. 25 tot die mag minus N is 0.766 en nou gaan ons die log uitwerk, so dit is minus N is gelyk aan log van hierdie basis gaan daartoe 1.01125 en die en hierdie gaan net skuif met af 0.766 en dis omtrent 'n dilemma van dinge invul en dan gaan jy kry dat N is 23.83, so dit is 12 maande vroeër gaan Seppel al sy betalings gemaak het en dit is die finale antwoord. Baie dankie. Onthou om te subscribe indien jy nog nie het nie en post enige vrae wat jy het asseblief in die comments gedeelte. Okay, lekker dag verder.